Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Matteus 26 vanaf vers 36. Kom ons lees saam. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir sy disippels: "Sit hier onderwyl ek daar gaan bid." En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle: "My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my." En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil." En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus: "So was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak." Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: "My Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek drink nie, laat U wil geskied." Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar, en hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle: "Slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hand van sondaars." Jesus is op 'n baie slegte plek. 'n plek van eensaamheid, droefheid. Sy woorde: "Ek is diep bedroef en benoud." Die ouens wat hy saamvat, val aan die slaap. Hy maak hulle wakker en los hulle na die derde keer. Toe hy klaar is, sê hy vir hulle: "Slaap maar voort en rus." Ek wonder as dit nie so 'n bietjie sarkasties ook was nie. Slaap maar. Dalk ook omgekrap en verlate. Was jy al op so 'n plek? Miskien is jy nou op so 'n plek waar jy bedroef en benoud is. Jy sien nie 'n uitkoms nie en jy bid, laat dit verbygaan. Wonder as baie van ons gebede nie so lyk nie. En as ons na Jesus se lewe kyk of in die skadu's van Getsemane, wat doen Jesus in hierdie omstandighede? Want hy is ten volle mens, sodat hy kan vereenselwig met ons, sodat hy op die plek kan kom waar ons vandag is en sê: "Maar ek weet waardeur jy gegaan het." Wat doen hy? Hy vind sy toevlug in die Here. Skrif sê en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: "My Vader." Jesus het 'n plek. Nie net 'n fisiese plek nie, maar 'n plek by sy Vader. Weereens gee hy ons 'n voorbeeld en hy gee 'n voorbeeld vir sy disippels. Hy vind sy toevlug by die Here. Hy sê vir hulle: "Doen julle dit ook? Bid. Bid en waak. Vind julle toevlug by die Here." En dan sit hy sy moeilikheid om in aanvaarding, in 'n vrede, in hoop. In wie hy is en wie hy in die Vader is. Ek kan nie alles verander nie. Ek kan nie hierdie beker dalk laat verbygaan nie. Maar ek gee oor en ek het vrede en ek het hoop dat U sal laat gebeur wat moet gebeur. Dit het hy dikwels gedoen en wanneer sy disippels dit gesien het, het hulle gevra: "Leer ons dit, want hier is iets anderste in dit. Dis meer as net gebed, dis meer as net woorde. Dis 'n ingesteldheid." Hy bid en dan sy woorde: "Nie my wil nie, maar U wil." Dis: "Ek skaar my by U. U is my toevlug. Ek gee oor tot U wil. Ek gee my wil weg. Ek skuif van een plek na 'n ander." Is dit nie wat moet gebeur in ons gebede nie? Dat dit moet skuif van my na Hom. Iemand het eendag gesê: "Ek vertrou nie die Here vir wat hy vir my doen of nie doen nie. Ek vertrou Hom vir wie hy is, al doen hy vir my niks." En dis wat Jesus hier doen. Vader, hier is my pakkie.
Dis nie maklik nie, dis bloedsweet. Maar ek bring dit. Ek gee dit. Ek los dit by die een wat my toevlug is. Ek word na 'n plek geneem waar ek 'n diep begeerte kry om soos hy te lewe. Maar ek besef, ek sal dit nie self kan regkry nie. Hy sal moet help. En dit is wat die oorgee aan my toevlug is. Ons kom almal op sulke plekke. Waarheen neem jy jou toevlug? Waar is jou skuilplek? Wat doen jy in tye van moeilikheid of stres? Ons kan ontvlug wanneer ons net 'n bietjie wil wegkom van alles. Ons kan onsself verdoof deur goed te doen, aktiwiteite of middele wat ons kan gebruik om ons te help met dit. Dis dalk iets wat ons almal in 'n mate doen. En ons kan. Ek dink aan die woorde van Paulus as hy sê alles is ons geoorloof. Beteken ons kan enigiets doen wat ons wil. Maar nie alles is nuttig nie. Nie alles stig nie. Nie alles is tot voordeel van my en van ander nie. Daar is 'n ander soort lewe waarin ons kan groei. 'n Lewe saam met hom waarin ons leer om al hoe meer en meer van onsself aan hom oor te gee. Die eerste uitnodiging wat na ons toe kom, wat Jesus modelleer, is om na die Vader te gaan en oor te gee aan dit wat hy wil doen. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, soos wat ons vandag saam is en in ons eie skaries van Getsemane sit, bid ons dat jy ons sal help en ons sal leer om deur dit ons toevlug by U te vind. By U, Here, alleen, die een wat gemaak, die een wat daar is om ons toevlug te wees. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen.